Baie welkom by ons aanlyn diens. Ons is besig met 'n reeks Jesus se. In die eerste week het ons bietjie gepraat oor Jesus se woorde. Marlo het gepraat oor hoe jou hart vir Jesus belangriker is as vir jou om al die antwoorde in die wêreld te hê. Laasweek het Johan gepraat oor Jesus se wonderwerke. Jesus is die wonderwerke en waar hy betrokke is daar nooit 'n punt nie, maar altyd 'n komma. Max Lucado het gesê, when Jesus enters the room, what seemed impossible suddenly becomes possible. Nou vandag gaan ons praat oor Jesus se lewe, sy alledaagse dade, die mundane as jy wil. Natuurlik is daar baie wat ons kan sê oor Jesus se lewe, maar byna elke verhaal waarna ons kyk, is daar iets oor verhouding, intentionaliteit en waarheid. Alhoewel Jesus se lewe baie soos my en jou lewe heel waarskynlik normaal was eintlik niks van sy alledaagse lewe normaal nie. Hoekom sê ek dit? Want Jesus kry aanhoudend die sosiale, morele en kulturele grense van die tyd waarin hy geleef het. Een of ander skrywer het gesê, he ate with all the wrong people. So vandag wil ek jou uitnooi om saam met my na 3 goed van Jesus se lewe te kyk. 3 goed waarop Jesus gefokus het en waaroor hy ons ook uitdaag. Die eerste een is die baie mense. Jesus het so 'n manier gehad om gehore baie mense te trek, of dit nou klein of groot was. Jesus was 'n mensemagneet. Of dit nou was as gevolg van al die cool wonderwerke of die goeie woord, Jesus was altyd omring deur 'n klomp mense. En dit is amazing wanneer ons na van hierdie verhale kyk, wanneer ons van hierdie verhale lees, hoe intentioneel en ongejaagd Jesus was. Selfs op die pad het Jesus gestop vir mense langs die pad. Ons lees in Matteus 14 hierdie awesome verhaal van Jesus wat 5000 mense voer. Maar ons mis baie gereeld, Jesus was eintlik op 'n plek waar hy tyd alleen wou gaan spandeer het. Hy was op pad om te gaan mourn. Hoekom? Want hy het nou net gehoor van Johannes die Doper wat vermoor is. Hy wou eintlik net alleen wees vir 'n oomblik en sy tragedie dalk beleef, maar daar was mense, daar was 'n gehoor en hierdie gehoor was honger. Hulle was dors, hulle was moeg en Jesus het gestop. In sy eie uitdagings, in sy eie tragedie, het hy gestop en die gehoor bedien. Die siekes gesond gemaak en die massas gevoer. Dit is hoe belangrik gehore, die baie, vir Jesus is. Genoeg om oor en oor en oor sy eie wil, sy eie ek neer te lê en ander te dien. Dit is nogal baie anders van hoe ek en jy partymal lewe. Veral ons wat in die stad is, dit is baie gejaag en baie min intentioneel. Ons is so in ons eie wêrelde, maar ons is heeltyd omring deur mense in winkels, mense langs sportvelde, mense in ons kantore of mense in klaskamers. Maar weer eens, ons is so vasgevang in ons eie wêrelde, dat ons mis die gehore, die mense om ons, wat dalk ook moeg en honger, geestelik honger is. God roep ons daagliks om ons eie ek neer te lê en ander te dien, te fokus op ander en minder op onsself. Jesus roep ons om teenwoordig te word in ons werksplekke, in ons gemeenskappe, in ons families, in ons vriendekringe, in klaskamers, teenwoordig te word en te fokus en te dien. Om ander lief te hê soos Jesus, is soms so eenvoudig soos om te sê of om te vra, hoe kan ek vandag minder fokus op myself en meer fokus op iemand anders, op ander gehore. Die tweede punt is die een. Jesus se lewe fokus ook baie keer op die een individu. Net soos wat Jesus gefokus was op groot groepe, was hy ook baie persoonlik op diep vlakke met individu. Soos Johan laasweek Marcus Burke aangehaal het, what distinguished Jesus most from all other prophets was his personal involvement with people.
Jesus het die vermoë gehad om binne gehore of op snaakse plekke individu uit te lig, aan te spreek of aan te raak. Die blinde man, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, die vrou by die put, die man in die boom, die man uit die dak, die vrou in die huis. Jesus mis nie individue net omdat dit besig om hom geraak het nie. As jy nou mooi daaraan gaan dink, is dit baie goeie nuus vir jou en my in hierdie besige gejaagde wêreld van ons. Dit beteken Jesus mis ook nie vir jou en vir my nie. Hy mis ons ook nie. Jesus se ontmoeting op persoonlike vlakke met al hierdie individue kom ook elke keer met dieselfde uitnodiging. Come as you are, but do not stay as you are. Kom soos jy is, maar moenie bly soos jy is nie. As jy al 'n lewendige ontmoeting of 'n lewensveranderende ontmoeting gehad het met die lewendige God, dan is die uitnodiging vir jou presies dieselfde. Kom soos jy is, maar moenie bly soos jy is nie. Tel jou kruis op, lê die eie ek neer en fokus minder op jou eie wêreld en meer op die koninkryk, meer op mense daar buite en minder op jouself. Come as you are, but do not stay as you are. Jesus het mense laat voel asof hulle raak gesien word. Kom ons sien nie net mense raak nie, kom ons laat ook mense voel asof hulle raak gesien word. En dan die laaste punt, die waarheid. Orals waar Jesus beweeg het, was hy besig om die waarheid te verkondig en dit maak sin want hy kon nie anders nie. In Johannes 14 vers 6 lees ons, Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy het nooit afgewyk van die waarheid nie en hy het nooit die waarheid vermy nie en 'n baie belangrike en vir ons, hy het nooit die waarheid gebruik as 'n wapen teen ander nie. Soos die Engels sê, he never weaponized the truth. Hy het altyd die waarheid gebruik vir mense en nie teen mense nie. So wanneer Jesus die waarheid gedeel het, was dit altyd ferm, maar altyd in liefde en met sagmoedigheid en met deernis. In Efesiërs 4 vers 15 lees ons, terwyl ons mekaar lief het, sal ons by die waarheid bly en so in alle opsigte groei om soos Christus te wees. Die Engels sê dit vir my beter, instead we will speak the truth in love, growing in every way more and more in Christ, like Christ, who is the head of the body, the church. En ek weet, dit is moeilik om die waarheid te deel in 'n wêreld soos vandag, 'n wêreld wat so sensitief geraak het vir die waarheid, vir al ons wat gelowiges is, dit waarvoor ons staan. Die waarheid is soms regtig moeilik om te deel. So hoe deel ek die waarheid met die mense om my, mense wat dit regtig nodig het? Tim Keller sê, love without truth is sentimentality. It supports and it affirms, but it keeps us in denial. And truth without love is harsh. Love without truth is sentimentality, and truth without love is harsh. So voordat jy die waarheid met iemand wil deel, hier is vir jou 'n praktiese manier om uitgedaag te word. Vra jouself 2 vrae. Is dit die waarheid? En word dit uit liefde gedoen? Jesus kon op al 2 hierdie vrae elke liewe keer ja gesê het. As hy hierdie 2 vrae vir homself moes vra, sou hy keer op keer ja kon sê. Want dit was altyd die waarheid en dit was altyd uit liefde uit. As jy nie op enige van hierdie 2 vrae wil beantwoord, sou ek jou aanraai, staan terug en doen introspeksie. Hoekom? Want waarheid wat gegrond is in liefde, maak altyd gesond, bring altyd vrede en vestig altyd hoop. Dit los nie dieper seere nie. Jesus verwag van ons om die waarheid met ander te deel. Maar kom ons wees mense wat ander lei na genesing en nie na dieper pyn nie. Kom ons wees mense wat mense laat meer smag na Jesus en nie minder nie. Die waarheid is vir Jesus belangrik.
'n laaste punt voordat ek afsluit. Dietrich Bonhoeffer het gesê, om 'n volgeling van Jesus te wees, gaan minder oor om sonde versigtig te vermy en baie meer daaroor om die wil van God braaf en aktief na te streef, te doen. In baie gevalle lyk hierdie braaf en aktiewe najaag van God se wil om intentioneel teenwoordig te wees in gehore. Om te vra, hoe kan ek minder fokus op myself vandag en meer ander bedien? Dit beteken om die individu raak te sien. Om te sê, hoe kan ek my eie ek nou neerlê en teenwoordig en intentioneel wees in iemand se lewe nou? Hoe kan ek 'n oor wees en 'n skouer wees, 'n hand wees vir iemand wat dit nodig het? En hoe kan ek die waarheid deel in liefde wat mense nader trek aan Jesus en nie verder wegstoot nie? Vir Jesus was die baie, die een en die waarheid baie belangrik. Dis hoekom sy lewe baie daarop gefokus was. So mag ons lewens meer en meer lyk soos die lewe van Jesus Christus in die manier hoe ons die baie, die een en die waarheid hanteer. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vandag kan vra dat U ons sal lei in ons alledaagse lewe, in die mundyn van ons lewe, in die gejaagd van ons lewe, om nie die baie of die een te mis nie. Vader, mag ons altyd die waarheid in liefde betree, sodat mense meer smag na U en nie minder nie. Mag U fokuspunte ons fokuspunte wees. Ons is lief vir U, Vader. Mag ons lewens getuig van dit. In Jesus Christus se naam bid ek dit. Amen.